Ek groet jou vandag in Jesus Christus se kosbare naam. Hierdie is jou vriend, jou broer in die Here Jesus Christus, Koert Jordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. En net weer eens baie dankie vir die voorreg om ook op hierdie splinternuwe dag in te bou in jou lewe, buitel in jou lewe te kan wees. En mag die Here hierdie woord wat geplant gaan word in jou gees, mag die Here daai saad seën. Mag die Here jou absoluut versterk en jou nuwe krag, jou nuwe visie, die gefokus sal maak vir die dag van môre en jou net absoluut geestelik sal bou en sal versterk, sal oprig. En dis hoekom ons daar is, want ons is daar om mekaar se hande op te hou, vir mekaar te bid, mekaar te ondersteun. Baie van ons gaan deur baie moeilike beproewings, verdrukking en aanvalle en tydperke. En daar's tye wat daar 'n kruis op jou skouers geplaas word. Daar's baie keer tye wat daar 'n tydperk in jou lewe geplaas word. En dan is ons daar om vir jou te bid, vir jou lief te wees, jou te ondersteun, jou te help dra aan daai uitdaging, aan daai kruis. En net daar te wees om deur moeilike en goeie en slegte tye ook daar vir mekaar en mekaar te kan bou, mekaar op die hande te kan dra. My liewe broer en suster, ek het op die 28ste Oktober, die oggend in my Bybelstudie, die Here vir my 'n skrif gegee, en ek sal dit ook nou aan elkeen openbaar wat die skrif is, en wat die Here op my hart gedruk het, die betekenis, die uitleg van daai skrif. Maar dit kom daarop neer, op die einde van die dag, wat ons as Christelike familie vir mekaar moet bid, vir mekaar moet lief wees, en vir mekaar moet bemoedig en ondersteun. Ek werk met baie Christenkinders van die Here, baie van hulle wat die Here aanbid en dien. Nie almal van hulle het sondebelydenis gedoen en bevryding deurgemaak nie en deurgegaan nie. En dit maak dit soms moeilik, want op die einde van die dag weet jy later nie die moeilike tye wat jy deurgaan, die uitdagings, die beproewes, verdrukkings en aanvalle wat jy deurmaak, of dit net beproewes verdrukking is en of dit net pleinweg aanvalle van die vyand is wat Satan regte oor jou lewe het. Maar ja, hierdie woord, hierdie leerstellingkie, kortkrag leerstelling wat ek gemaak het, moet ek eerlikwaar erken, is meer vir mense wat 'n pad saam met my stap, wat al sondebelydenis deurgewerk het, wat die bevryding deurgewerk, wat op die einde van die dag nie melk drink in hulle geloof nie, maar vleis eet in hulle geloof, en die koffiedrinkers en koeksistereters is nie. Hierdie is mense wat hoë bome is, wat die meeste wind vang, wat die eisters is van ons geloof, groot kanonne in die geloof, wat voorstap, en die diepte van die Christen geloof verstaan, die geestelike wêreld verstaan, en weet in watter kanale die duiwel kan aanval. Jy weet, hy kan jou gesondheid aanval, hy kan jou finansies aanval, hy kan jou seksualiteit aanval, hy kan jou in jou werk aanval, hy kan jou in jou besigheid aanval, hy kan jou in jou verhouding met jou man of jou vrou of jou kinders aanval, jou grondgebied, jou huis, jou diere, jou perseel. En baie mense wat saam met my 'n pad stap, sal weet waarvan ek praat. En party het sterk gestaan, party het vasgestaan in die geloof, en deur baie val en opstaan nog sterker geword, en die Here het hulle van krag tot krag gemaak in hulle bedienings en hulle geestelike wandelspad saam met die Here. En dan is daar ook van my medebroers en susters wat gegly, wat geval het, en nie net op hulle knie opgeëindig het, maar op hulle heupe. En my gebed vandag is wat ek bid vir elkeen van hulle wat gegly en geval het, dat die Here hulle genadig sal wees, en dat die Here barmhartigheid sal toon, en as dit die Here se wil is, dat Jesus sy hande op hulle sal lê, hulle sal diensbaar en bruikbaar maak, 'n kroon op hulle koppe sal plaas, en hulle sal help om hulle lampe vol te maak, die lig te laat skyn, en die sout van die aarde te wees, sout irriteer, sout brand, en absoluut ligdraer van God se koninkryk te wees, en laat die Here die vuurkolom en die wolkkolom in hulle lewens sal wees, deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in en om hulle lewe. My liewe broer en suster, ek het baie deernis vir mense wat deur hierdie aanvalle gaan, wat ek vir jou sê, die woord sê, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, en ons wat sterk in sy geloof, moet juist bid vir die wat swak is. Ek kan vir julle sê, as jy daai sondebelydenis, daai bevryding deurgaan het, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, en dan begin jy in die dieptes inbeweeg, wat mense soos Johannes die Doper, Simon Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus,
die diepte in die gees wat daai mense beweeg. En as die tyd van kerk speel en koffie drink en koeksisters eet verby. En ja, ek hoef eintlik niks veel te sê nie. Die mense wat 'n lang pad saam met my stap, groot eisters in die geloof, sal vir julle reguit sê, dis nie 'n speelplek nie. Dis hard, dis uitdagend hier buite en dis nie altyd maklik nie. En ons moet bid vir mekaar, ons moet daar wees vir mekaar, ons moet groei in mekaar op die hande dra. En ek kan net vandag vir julle sê, dit kom met baie groot verantwoordelikheid. En die woord sê in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een dit lei ons almal saam. En dis absoluut waarheid, om 'n Christen te wees, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. En as jy die Christen geloof reg verstaan, sal jy besef en weet dat ons deel is van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. Christendom gaan nie net oor jouself nie, dit gaan oor die een liggaam van Christus. En God se gees praat nie uit twee monde uit nie. En ek kan vandag vir jou sê, as jy een van daai mense wat die hoogste boom is, wat die meeste wind vang, sal jy besef en weet, dit is nie maklik hier buite, dit is uitdagend. En dan begin jy besef hoe nodig ons mekaar het. Elke stukkie ondersteuning, elke stukkie gebed, elke stukkie bemoediging, elke stukkie geloof is wat jou deurdra, wat jou op die water hou in die geloof. En dis wat die Here baie sterk op my hart kom lê het. Om vandag vir julle wat deur moeilike uitdagende tye te gaan, net weer eens te bemoedig en vir julle, hoe kan ek sê, te versterk met wysheid, insig, kennis en krag, om nie op te gee nie. Jy weet, die mens is geneig dadelik as dinge partykeer taaf gaan in jou lewe en moeilik en uitdagend gaan, dan wil 'n ou altyd weer eens gaan fout soek in jouself. En ek kan vandag vir jou sê, miskien as jy nooit vir bevryding gegaan het en sonnebluis gedoen het nie, ja, kan ek nog verstaan dat jy tekenbord toe gaan en self ondersoek en wil huiswerk doen en jou lewe gaan red. Dan kan ek verstaan, want jy weet wat, nee, jy wil ten minste weet dat die uitdagings waardeur jy gaan, laat dit van die Here afkom. Verstaan, jy wil nie hê dat daar geestelike regte en deure in jou lewe oop is en dat dit op die einde van die dag Satan is wat jou aanval, hy en sy bose koninkryk, omdat hy regte in jou lewe oop het nie. Ek ook, ek gaan deur massiewe groot beproewings en verdrukkinge, aanvalle en tydperke in my lewe. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek weet ten minste waar kom dit vandaan. En weet jy wat, deur volharding in die geloof, versterk die Here jou en word jy soos goud gelouter en stap jy op die einde van die dag 'n beter mens aan die ander kant uit. Maar ja, dis moeilik, dis uitdagend, dit is, dat ek vir jou sê, jou geloof word tot op die uiterste, ek wil amper sê, beproef en getoets, en dis nie altyd baie maklik nie, maar die Here wil vandag met jou praat, mense wat saam met my 'n pad stap. Ek is 12 jaar in die bediening, en jy sal weet wie jy is. As jy saam met my 'n pad gestap het, jou sondebelydenis deurgewerk het, bevryding ontvang het, en dit ook maar moeilik en uitdagend het hier buite kan, wil ek vandag vir jou sê, moet mooi luister wat die Here op my hart kom lê. Jy weet, die Satan is baie slinks en boos en agterbaks en siek en pervers. En as hy jou nie kan platslaan nie, kom hy vir jou man of vir jou vrou. En as hy jou man of vrou nie kan beetkry nie, dan kom hy vir jou kinders. En partykeer kom vat hy dit wat naby aan die hart is. En dis nie altyd maklik as dit naby jou kinders kom, of wanneer jy getref word in jou gesondheid, of jy verloor jou werk, of daar's 'n aanslag op jou seksualiteit, of op jou huwelik, of op jou kinders. Dat ek vir jou sê, Satan is 'n foendie op hierdie gebied. En ja, hy stap in die troonkamer in en hy eis regte op. En daar's tye wat die Here dit toestaan en toelaat, en dan moet jy soos Job vir God kan loof, eer en prys in goeie en slegte tye, en absoluut vas staan in jou geloof, en nie moed opgee nie al ewig gaan fout soek by jouself nie, want die Here wil hê jy moet kan sterk staan in jou geloof, en jy moet absoluut die Here vertrou, dat sy perfekte wil en plan natuurlik in jou lewe sal geskied, en dat, hoe kan ek sê, dat die Here jou sal vat op die plekke waar hy jou kan gebruik, en waar die Here se liefde en trou, maar ook sy krag deur jou kan manifesteer as ligdraer, as erfgenaam, as nakomeling van sy koninkryk. Die Here sterk gestaan, weet, druk dit baie sterk op my hart om weer eens vir jou vandag aan die ander kant te sê, onthou van Hebreërs 11 vers 1 en Hebreërs 11 vers 6, baie sterk wat die Here het op my hart druk, wat die Here sê, wat is geloof? Want sonder geloof kan jy God nie behaag nie. My liewe broer en suster, as 'n Christen kind van God, as 'n soldaat van die Here Jesus Christus, moet jy kan glo in dit wat jy glo. En dit is waar Hebreërs 11 vers 1 inkom, wat die Here sê om te glo is om seker te wees
van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dan natuurlik, wat is die beloning daarvan? Is Hebreërs 11 vers 6, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. En dis absoluut waarheid. Jy weet wat, ek gaan ook deur groot beproewings en verdrukking en aanvalle, en dinge gaan nie altyd soos ons dit graag wil hê nie. Maar ons het nie 'n scepter in die hand, en ons kan God ook nie dien as 'n towerstafie, sodat God spring elke keer as jy bid, moet God spring. En ons moet weet dat tyd is in God se hande, en hy weet wat hy toestaan en toelaat, en jy moet God kan loof, eer en prys in goeie en in slegte tye. Dis wat die Here vandag deur hierdie woord wat hy op my hart kom druk het op die 28ste Oktober, wat hy vir my dit op die hart kom lê het, om vir jou wat aan die ander kant is vandag te bemoedig en op te dra en sterk te maak en vir jou te sê, hou aan. Geloof is baie, baie belangrik. Jy kan nie twyfel, jy kan nie in ongeloof gaan nie, want dis die eerste aanvalle. Baie mense wat saam met my pad stap, sal besef en weet wat ek vir hulle gesê het, as jy in die bevrydings ingaan, sonneblys doen en bevryding vang, die Heilige Gees verlos en maak jou vry, nie koert nie. Maar jy moet besef en weet, die grootste aanval wat Satan op jou sal loods, sal ongeloof en twyfel wees. Hy wil hê jy moet dink jy het jou tyd gemors. Hy wil hê jy moet dink dat daar iets fout gegaan het. Hy wil hê dat jy die hele tyd agteruit moet beweeg, en jy gaan nie 'n toekoms in die verlede vind nie. Die pad is vorentoe. As jy alles skriftuurlik gedoen wat die Here vir jou kom leer het, om sonneblys, jou sonde voor die Here te lê en jou hart oop te maak, as jy iets openbaar word het van die duisternis tot die lig gebring, en die volle waarheid sal jou natuurlik vry maak. En as jy dit op die tafel gesit het, ons het saam met jou gebid, en die Here het jou verlos en vrygemaak, geestelik en vleeslik, dan kyk jy vorentoe. Jy gaan nooit weer terug op daai pad nie, want wie sy hand aan die ploeg staan en aanhou omkyk wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dis waar geloof in werking kom, om absoluut uit die boot uit te stap, so Simon Petrus op water te stap, en God te vertrou, dat hy jou op die water sal hou. As jy nie in geloof sterk staan nie, gaan jy sink, jy gaan verdrink, en jy gaan tot 'n val kom. En dis wat belangrik is, jy moet kan glo dit wat jy glo, want dit is waar die beloning lê, dit is waar jou deurbraak en oorwinning en verlossing lê, is om te glo dit wat jy glo. En as jy iets by die kruis gesit het, is dit agter jou. Die Here vergewe jou. Oom Angus Bagan sê altyd dat die Here het nie 'n baie goeie memory nie. God het nie 'n goeie memory, hy has got a bad memory. As hy jou vergewe, dink hy nooit weer daaraan nie. Hy vergewe jou sonde so ver as wat die noorde na die suide, die ooste na die weste toe is. En dis absoluut waar. Hoor hierdie woord wat die Here vandag vir jou gee, wat vandag na my luister. Miskien sit jy ook op sak en as, en dit voel partykeer of ou Satan daar op jou skouers, dit swaar maak op jou, die uitdagings, ou word moeg en afgemat, en daar sit 'n ou soms op bietjie op sak en as. Hierdie is nie 'n maklike pad om te stap nie, want die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie, maar God se perfekte wil en weë vir ons, tot wanneer die Here ons kom haal, is nie 'n maklike pad nie, en dis nie 'n maanskyn en rose nie. Jy gaan definitief 'n boks blomme en chocolate skryf van Satan, omdat jy die Here dien nie, veral as jy in hierdie diepere geestelike vlakke in beweeg het, is jy vir hom 'n struikelblok, jy krap in sy slaai, en ja, jy is vir hom 'n baie, baie groot bedreiging, en hy gaan alles in sy vermoë doen om jou te stop en jou in ongeloof te bring, en om van jou 'n skande te maak. Hy gaan die lewe vir jou moeilik en ondraaglik maak, en jy moet kan God kan loof, eer en prys in goeie en slegte tye. Iets wat ek definitief in my lewe ervaar en beleef het, is dit daar waar jy deur die bevryding werk, nader aan die Here kom, dat die eerste ding wat Satan doen, hy wil jou aanval met ongeloof en twyfel, soos ek vir julle gesê het, maar hy kry ook 'n tydperk. Partykeer uit sy regte daarbo op, en God gaan sekere regte toestaan en toelaat, en Satan kry 'n sekere tydperk. Vir hoe lank dit is alles in die hand van God. En wat Satan daardeur wil bereik, hy wil jou stop. Hy wil jou ewige saligheid, hy wil jou tot 'n val bring. En dit is waar ons as Christelike familie daar is om mekaar te bou en op die hande te dra. Onthou, Christenskap gaan nie oor ek nie. Help jy sit daar in 'n hoek en jouself jammer kry, want die Here het nou sy rug op jou gedraai en jy bid teen die dakke vas en dit voel of God van jou vergeet nie. Nee, dis 'n absolute leuen van Satan af. Want as jy in jouself gesterf het, jy het jouself verloon, onthou jy?
Jy het jouself vir die Here gegee. Jy word minder en God moet meer word deur jou. En daar waar jy die Heilige Gees ontvang, is jy deel van die Christelike familie. En jy is miskien die neus en ek is die oor en ander een is weer die hand, die ander een is die voet, maar ons is deel van die een liggaam van Christus. En dan verwag die Here vir ons om op water te stap in geloof. En daai eie ek sê altyd vir mense, pas op, daar sit een groter vyand as Satan die buite en dit is jy jou ek. Dit is jou eie ek. Galasiërs 5 vers 13 tot 26 of 14 tot 26 sê die Here, 13 tot 26 sê die Here vir jou dat die gees met die vlees oorheers, nie die vlees die gees nie. En jou eie ek sal altyd daar wees. Jy sal nie van hom ontslae raak nie. Jou eie ek wil miskien nie, jy moet noord gaan en God wil jy moet oos gaan. So daai eie ek sal altyd daar wees. Maar die woord het gesê, die Here het vir ons sê, waak en bid, want jou gees is sterk, maar jou vlees is swak. Jou eie ek sal altyd daar wees. En dis hoekom dit belangrik is, 2 Korintiërs 6:7, om die wil van God te doen. Ons wapens vir aanval en verdediging, is om die wil van God te doen. Nie die wil van jou eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan, maar die wil van God. En wat is die wil van God? Dis die woord van God. Die egte suiwer woord van God. Jy sal nie net van brood leef, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die rigting wat jy stap, Jesus is jou rolmodel, en jy moet in sy voetspore kan volg. En watter rigting jy ook al moet beweeg, jy moet in Jesus se skaduwee kan beweeg, jy moet in sy voetspore, en as jy 'n ander pad volg, beteken dit jy is nie op die wil en wee van Jesus Christus nie. En die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. So baie belangrik, ons is deel van 'n Christelike familie, en 'n mens moet so versigtig wees om alles na jou eie ek, na jou vingers te wys op jouself, en altyd te gaan fout soek in jouself. Iets wat ek net wil inbring, voor ek hierdie skrif lees, is onthou, baie mense het op my pad gekom, dan die vrou byvoorbeeld bevryding ontvang en sondeblys gedoen, maar die man het dit nie gedoen nie, of in baie gevalle die man dit weer gedoen, dan die man bevryding ontvang en sondeblys en alles, maar die vrou het dit nie gedoen nie. Nou baie belangrike, huwelik bestaan uit 2 mense uit. Verstaan, julle is wel 2 identiteite in vlees, maar in gees is julle een. En God is veronderstel om die fondament, riglyn en kompas van jou huwelik te wees. Dit help die een trek die osse waar daar voor en die ander een lê agter en slaap nie. En baie belangrik, jy moet besef en weet dat dit sal met uitdagings kom. Is nie vir ons om 'n geweer teen ons eggenoot se kop te plaas en te sê, nou doen jy hierdie goeders en geloof en hierdie diepte van die geloof op 'n persoon te kom afdwing nie. Maar op die einde van die dag moet ons kan bid vir mekaar en die Here vertrou vir sy perfekte wil en tyd in ons eggenoot se lewe, of dit 'n man of 'n vrou is. En dit kom met baie uitdagings. En 'n man soos Simon Paulus het dit ook verstaan. En dit kan julle lees in 1 Korintiërs 7 vers 26 tot hoe kan ek sê, ja, kom vers 26 tot ek sal sê tot 30. En baie belangrik, hy het verstaan hoe werk die geesteswêreld, en dis baie belangrik. Partykeer het die vrou of die man bevryding ontvang, die man het dit tog nie gedoen nie, en of die vrou dit tog nie gedoen nie, en dan is dit dat daar kan geestelike deure in jou huwelik oop wees vir Satan om aan te val deur daai kanale. En dis daar waar die Here verwag van jou om in geloof op te sterk te staan, op water te stap, en te bly bid vir jou man, te bly bid vir jou vrou, en God te vertrou vir sy perfekte wil en tyd, en vir deurbraak en verlossing in jou eggenoot se lewe. Baie mense wil vir 'n halwe jaar of vir 'n jaar sterk staan, dan gee hulle op. En dis net daar waar hulle die foute maak, want onthou, vir God is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. En dat ek vir jou sê, jou gehoorsaamheid kan jou huwelik red. En God verwag van jou geloof om te bly bid vir jou man, te bly bid vir jou vrou, en hom te vertrou dat hy die deurbraak en oorwinning sal bring. En dis jou gebede wat die deurbraak gee, want die Here verhoor die gebed van 'n sonde, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. En dat ek vir jou een ding sê, ons mense is partykeer bietjie weet onvolwasse as dit by daai dinge kom. Ons verwag, ons wil nou bid, binne 'n week of 2 of 3 of 'n maand wil ons hê God moet spring, en dit werk nie so nie, veral nie as die Here tydperke gegee het, wat hy toegestaan en toegelaat het. Dan moet ons kan eintyd deurtrek en die Here absoluut vertrou, dat hy ons gebede net sal aanhoor, maar ook sal verhoor,
maar dat alles in plek sal val soos dit moet. En ja, hierdie is 'n gesprek wat ek vir ure kan praat tussen 'n man en 'n vrou in 'n huwelik en hoe die geesteswêreld werk. Maar as jy bevoorreg is in jou lewe om die bevryding deur te werk, of jy 'n man of 'n vrou is en jou eggenoot wat ook 'n man of 'n vrou is, het nie dit deurgewerk. Jy moet jy besef en weet, jy kan hoe in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here beweeg. As jou man of jou vrou wat nog nie die bevryding deurgewerk het nie, moet jy besef en weet dat daar geestelike deure van die vyand kan oopgaan en Satan kan jou deur daai kanale aanval. Maar die woord sê in Johannes 3:27, niemand sal iets op aarde kan doen as dit uit die hemel uit aan hom gegee is. En dit geld vir Satan en sy bose koninkryk ook. Goed en sleg, God het altyd die laaste sê. En dis hoekom dit gaan oor jou geloof om sterk te staan en God met mond en hart aanbid en nie net met die mond en terwyl jy kan kry vir God soos 'n buffettafel gryp en vat wat jou gelukkig maak. Jy moet kan submit, jy moet kan buig en jy moet die aardbol aan die brand kan bid en God absoluut vertrou dat hy die deurbraak en oorwinning soeter as heuning sal terugbring na jou huwelik toe vir jou deurbraak en oorwinning sal gee. Die geesteswêreld is baie baie diep en dis hoekom dit belangrik is dat ons vir mekaar sal bly bid. Baie van julle wat vandag na my luister gaan deur groot uitdagings. Baie van julle ken my persoonlik, ek loop baie naby pad saam met julle, veral die wat bevrydings ontvang het, baie naby aan die Here Jesus Christus lewe. En baie van julle gaan deur uitdagings, miskien by die werk, miskien met julle kinders, miskien in julle huwelike. Julle weet wat julle deurmaak, miskien in julle gesondheid, julle verhoudings onder mekaar, familie, vriende, broers en susters, en werk, jou grondgebied, jou huis, jou diere, jou perseel, besighede. Ek kan die hele dag daaroor praat, maar die Here het vir my hierdie woord gegee en ek gaan dit graag met julle deel. Op die 28ste Oktober 2025 het ek hierdie woord ontvang en die Here druk dit baie sterk vanoggend om dit met julle te deel. Handelinge 14 vers 21 en 22. Ek lees dit vir julle. Paulus en Barnabas het die evangelie ook in Derbe verkondig en baie mense het daar gelowig geword. Daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiochië toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk. Hoor wat hulle gedoen het. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Daar staan geskrywe, ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom, het hulle gesê. So baie belangrik, dis die skrif wat die Here vir my gegee het, Handelinge 14 vers 21 en 22, en die uitklaring daarvan wat die Here vir my gegee het, is hou aan om jou medebroers en susters geestelik te versterk. Bly getrou aan die geloof, want die verdrukking waardeur ons gaan, waardeur elkeen van ons gaan, is skriftuurlik. So dit is baie belangrik dat die Here dit help jy gaan sit op sak en as en jy wil jouself met 'n stok slaan, jy wil opgee in die geloof en hierdie dinge raak te swaar en jy wil jou rug draai op die Here en dadelik gaan fout soek by jou waar dinge fout gegaan, want ek kan vir jou sê, jy kan na elke dominee, pastoor en priester en profeet, evangelis en apostel toe hardloop. Jy weet, pieke profet, wat jy die hele wêreld rondspring na die verskillende mense toe. Op die einde van die dag is daar net een wat jou verlosser vry kan maak, en sy naam is Jesus Christus. En as jy alles skriftuurlik reg deurgewerk het, en bevryding ontvang het jou saak voor die Here, verwag God van jou om sterk te staan in jou geloof. En nêrens in die Bybel sê die Here vir jou, dit sal maklik gaan nie. En ek wil sê, daar waar jy deur die vuur gaan, die verskil tussen jou en enige sondaar hier buite, is Jesus Christus is saam met jou. Hy sal jou dra deur daai vuur en hy sal jou absoluut deurbraak en oorwinning sal gee. Al wat God van jou verwag is om daar waar die tekkie die tee tref, absoluut te volhard in jou geloof, die Here te loof, eer en te prys, vir jou medebroers en susters te bid en deel te wees van die een liggaam van Christus en te vra vir gebede, te praat en te ondersteun en belang te stel. En laat ons toelaat dat die Heilige Gees die praatwerk deur ons doen. Dis baie belangrik. Ons moet minder word, God moet meer word. Die Heilige Gees moet die praatwerk deur ons doen. En dis hoekom dit kritiek en baie belangrik is vir die Here. 1 Korintiërs 1 vers 10, ons moet eensgesind wees. Daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. En 1 Korintiërs 4:20, God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praatjies nie, maar van krag. Ons moet kan sterk staan. En
ons weet mos, as jy 'n soldaat van die Here is, en jou lewe vir God gee, jouself as 'n 100% heilige offer vir die Here gee, is jy 'n soldaat in God se koninkryk. Wie is jou ware vyand? Satan en sy bose koninkryk, en dis alles in gees. En dis hoekom die Here wil hê, ons moet alles in gees evalueer, nie in vlees nie, want as jy dinge begin in gees evalueer, gaan jy die vyand 100% sien, vir hoe hy jou aanval, of dit deur die gesondheid kom, of dit deur die finansies, wat 'n kanaal hy ook al gebruik, en wat het ons geleer, wat het ek vir julle geleer in die bevryding, wat is stap 2 in die bevryding, waar ons die grond goed en reg voorberei word, as jy 'n aanvalle ervare beleef, moet jy dit kan identifiseer, jy moet goed en reg kan onderskei, en wat moet dan gebeur, dan moet jy daar wees waar die tekkie die tee tref, moet jy daai geestesoorlogvoering en gebed vat, en in daai kanale wat jy identifiseer, moet jy teen dit bid, die aanslagte, as dit op jou kinders of op jou gesondheid is, moet jy daai gebed kan optel, en die bidwerk doen, daai swaard van jou laat swaai, want daar waar jy jou wapenrusting aantrek, sien dit in gees, dan staan jy daar met jou swaard, met jou wapenrusting aan, al wanneer daai swaard swaai, is wanneer jy uit die Bybel uitspreek, en dit wat daai geestesoorlogvoering gebed so belangrik maak, en kragtig maak, want jy beklei jou sake, dit wat jy identifiseer, en dan moet jy kan sterk staan in geloof, God kan binne sekondes, binne 'n week, 'n maand, 'n jaar, kan die Here vir jou deurbraak en oorwinning op daai gebied gee, en dis nie vir jou om God voor te sê, aan te jaag, of jou wil op God af te dwing, dis ook nie vir jou om God 'n Messias te speel, jy kan net op die fondamente bou, wat Jesus Christus vir ons nagelaat het, en op die spore trap wat hy vir ons uitgelê het. Onthou net vandag, dat jy is die hoofpriester van jou eie tabernakel, jou eie tempel, jou eie liggaam, en dis jou keuse, Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong, dit was jou keuse, om jouself as 100% heilige offer vir God te gee, dit was jou keuse om te sê, ek steek my hand op, en ek aanbid die God, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is natuurlik jou koning, en hy sit op die troonstoel van jou hart. Dis jou keuse, dis jou besluit om te gesê, Here, hier is ek. Dit gaan nie oor Koert nie, dit gaan nie oor staan op vir Jesus nie, dit gaan nie oor Satan, dit gaan nie oor my familie. Here, ek gee myself as 'n 100% heilige offer vir U, en ek sterf vir myself, minder van myself, meer van U, Johannes 3:30, en daar waar die Here kragtig deur jou werk, laat ek vir jou sê, jy is vir Satan 'n bedreiging, en jy weet nie wat alles daar in die troonkamer aangevra word nie, maar sekere dinge word toegestaan en toegelaat, en al wat God dan van jou verwag, is geloof. Geloof, volharding in geloof, om deur die vuur te gaan en God te loof, eer en te prys, in goeie en slegte tye. Laat ek vir julle sê, ek is 12 jaar in die bediening, dis makliker gesê as gedoen, dis nie maklik nie, maar weet jy wat hou my voete op die grond? Ek vat elke dag stappie vir stappie, elke dag. En weet jy wat, ek haal nie die voet van die petra af nie. Oggend en aand is ek gedissiplineer en gehoorsaam aan dit wat my geleer is, wat ek getrou my Bybel lees, tyd saam met die Here spandeer in gebed, my dag reg begin, en vanaand voor ek gaan slaap, my dag reg afsluit, wat ek die Here se seën oor my, Bybel lees oor my gesin en familie, wat ek bid vir my medebroers en susters, wat ek bid vir die een liggaam van Christus, wat ek bid vir my eie huisgesin ook, en my kinders, en wat ek bid, dat ek die Here onvoorwaardelik vertrou, dan slaap ek lekker, want die Here sluim my nie in nie, hy slaap en hy sê in sy woord, hy sal ons beskerm, hy sal ons lewens beskerm, hy sê in sy woord oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddeloos nie sy voete sit nie, jy sal rustig slaap, en geen misdaad sal jou tref nie. Hoekom? Want hulp kom net van die Here af, en dit waar ons moet glo in dit wat jy glo, as jy nie kan glo wat in die Bybel staan nie, is my raad aan jou om die Bybel toe te maak, en om in die asblik te gaan gooi, want dan is jy besig om jou tyd te mors. Jy moet kan glo dit wat jy glo, veral as jy in hierdie diepere vlakke in beweeg, en baie belangrik, God se tyd is nie jou tyd nie. Jy moet vir God kan loof, eer en prys, in goeie en slegte tye. Sy tyd is altyd perfek, nooit te vroeg, nooit te laat, en onthou altyd, hy weet hoe lyk dit oor 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar, hy weet tot wanneer Jesus Christus kom. Laat ek vandag vir jou sê, jy wil jou muntstukke kan vermenigvuldig, jy wil jou talente, wil jy dit kan uitleef, sodat jy eendag wanneer Jesus Christus afkom, waar jy voor Jesus staan, en hy sê vir jou, getroue diensknegt en slaaf, oor min het ek jou aangestel, oor baie sal ek jou toevertrou, kom in, en kom deel in my vreugde. Wat 'n wonderlike woorde, en vooruitsig sal dit nie wees nie, maar dan moet jy jou muntstukke kan vermenigvuldig, jy moet dit kan verdubbel, en of jy in 'n beroep is, of 'n dokter is, of 'n advokaat is, of jy 'n onderwyser is, of 'n brandweerman, of 'n trokdrywer, maak nie saak waar die Here jou gebruik nie, en of jy
soos ons 100% in die bediening opgeroep is, wat jy miskien 'n apostel of 'n evangelis of 'n profeet is, wat jy 'n voltyds in die Here se bediening, jy wil daai minstukke wat God vir jou gegee het, wil jy vermenigvuldig, en voor die Here is ons almal gelyk. God het nie wit broodjies nie, en hy is nie aannemer van 'n persoon nie, maar die Here gebruik ons vir mekaar. Die Here gebruik mekaar om vir ons hande sterk te maak. En jy het miskien die finansies, ek het die kundigheid, die wysheid, en ek werk vir die Here, en so gebruik die Here ons om hande te vat en deel te wees aan die proses om te bou van God se koninkryk en mense dade te trek aan God se koninkryk en nie noodwendig verder te verstoot nie. En so is ons almal deel op die groot prentjie sien ons nie altyd almal raak nie, maar as jy deur God se oë kyk, is ons almal deel van 'n proses wat ons God vertrou om ons grondgebied te vergroot en laat ons bedienings van krag tot krag sal gaan en laat ons die Here sal verheer deur ons geloof en ons gehoorsaamheid. Dit is verskriklik belangrik. Jy gaan jou op en aftye kry. Jy moet onthou, daar waar jy soms geestelik moeg en uitgeput is en wat hierdie swaarigheid oor jou kom, dis alles aanvalle van die vyand, van Satan en sy bose koninkryk in gees. Daar waar jy verwerp voel, daar waar jy moedeloos voel, daar waar jy depress voel, daar waar jy opstandig voel, daar waar jy rebelleer, daar waar jy frustreerd is, daar waar jy, daar's soveel aanvalle wat Satan jou geestelik kan aanval, en dan moet jy dit reg kan beklei, my liewe broer en suster, en jy moet absoluut sterk staan in jou geloof en net doen wat jou geleer is en op die einde van die dag God vertrou dat hy engele sal uitstuur, dat hy self die muur van vuur om jou sal wees, dat hy die nodige krag en wysheid sal gee, die woorde so skoon op jou lippe sal hy jou absoluut sal versterk, dat hy jou sal lei, jou op die regte tyd op die regte plek sal plaas. Ek sê weer vandag, om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. As Christendom vir jou gaan oor jouself, wil ek vandag vir jou sê, jy het dit heeltemal verloor. Want dan verstaan jy nie die geestelike liggaam, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dan verstaan jy dit nie. En daar sal jy besef, as jy daai skrif lees, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dis 'n geestelike liggaam en die gees is riem, en die Bybel is baie hard en duidelik, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. As Christendom vir jou gaan oor jouself, wil ek vandag vir jou sê, jy is heeltemal op die verkeerde plek, en jy sal moet bekeer met 'n absolute krag, nederig, sagmoedig raak, en onthou altyd die woorde van Jesus, as jy wil eerste staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees, soos Jesus, om nederig, sagmoedig te wees, bereid om voete te was, dan sal jy eerste staan in die koninkryk van God. Jy moet die minste kan wees, en altyd, hoe kan ek sê, diensbaar en bruikbaar wees, maar ook 'n absolute oop hart hê vir tigte, regwysing en vermaaning, maar ook om te groei en weer te leer en absoluut, hoe kan ek sê, te ondersteun, en dat ons mekaar sal bou en op die hande sal dra, en net daar wees vir mekaar in moeilike tye, dat ek vir jou sê, daar's mense wat 'n pad saam met my stap, wat boeke kan skryf, hoe hulle pad saam met ons stap, en vandag staan jy, môre is jy plat, môre gaan jy deur groot beproewings en aanvalle en noodlot wat jou tref, maar daar waar ons hande vat en vir mekaar bid, hoe die Here ons uit daai gate uit, wat Satan vir ons gate grou en toue span, vir ons om oor te val. Dis ongelooflik hoe gebede tussen mekaar, hoe ons mekaar op die hande dra, en in mekaar se lewens inbou, en daai familie, dat ek vir jou sê, daai Christelike familie wat jy het, niks en niemand kan dit van jou wegneem. Onthou wat die woord sê, Matteus 12, 46 tot 50, wie is jou moeder, wie is Jesus se broer, wie is sy moeder, wie is sy susters, almal wat die wil van God doen. Dis my raad, my wysheid vandag, wat ek met jou deel, wat die Here op my hart kom lê het, en dis baie belangrik, dat ek jou geestelik sal versterk. Sien dit ook vandag daar, dat ek daar is om jou op te tel. Miskien sit jy op sak en as, moeg en moedeloos afgemat, en wat die lewe jou soms in 'n hoek vasdryf en jou skaakmat. Ek is daar om jou geestelik te versterk en jou gefokus te maak om getrou te wees aan jou geloof en te besef en weet dat dis alles skriftuurlik waardeur ons gaan op die oomblik, wat ons deur moeilike uitdagings sal gaan. Jy is miskien gelukkig wat dit miskien so 'n bietjie taaf gaan in die huwelik, maar ander mense sit met uitdagings in hulle gesondheid of met seksualiteit of met hulle kinders of by hulle werk en hulle besighede. Daar's verwoede aanvalle wat Satan en sy bose koninkryk
op God se kinders rig. En dan kan jy nie deur vleeslike oë na daai situasie kyk, jy moet deur God se oë na die situasie kan kyk. En baie belangrik dat jy jou familie, jou Christelike familie, jou medebroers en susters nodig om jou op die hande te dra en net gefokus te bly, nie te lewe vir hierdie wêreld nie, maar te lewe vir God, jou oë gefokus te hou op Jesus Christus en op sy koninkryk volgens Kolossense 3 vers 2 tot 4. Onthou wat die Here gesê het, dis lekkerder om te gee as om te ontvang, en ons moet vir ons skatkis, moenie vir jou skatkis hier op aarde bymekaar waak, waar mot en roester laat vergaan en diewe inkom en steel nie. Nee, maak vir jou skatkis in die hemel bymekaar, waar mot en roester nie laat vergaan en diewe nie inkom en steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Onthou die poort na die hemel toe is dun en smal, min mense gaan daarin, maar die poort na die verderf, na die hel toe is groot en breed, baie mense gaan daarin. En ek kan vandag vir jou sê, ons sal swem, ons sal dit moeilik hê, ons sal baie uitdagings gaan en verdrukkings, hier sê die Here, ons sal deur verdrukking gaan, ons sal dit nie maklik hê nie, maar wie eintyd volhou sal reg wees wanneer Jesus Christus kom. En dit is vandag my raad, woord van bemoediging en hoop wat ek vandag vir jou gee, veral vir julle wat naby aan my lewe, wat 'n pad saam met my stap, wat deur die bevryding sondebrei, wat absolute suiwerheid en heiligheid voor God, wat nie kerk speel nie, wat nie daar is vir eie eer en geld nie, maar wat daar is om vir God absoluut te verheerlik deur geloof en gehoorsaam. Dis nie 'n maklike pad nie. Soms is daai aanslagte op 'n baie onmenslike hoë vlakke, dis nie maklik hier buite nie, maar dis die Here wat ons staande hou, ons liefde vir mekaar, ons omgee vir mekaar, en daar waar ons die kwaad oorwin met die goeie, met die liefde, dit is wat die Here van ons verwag, om daar te wees, mekaar te dra. Onthou, selfs Prediker het gesê, 2 is beter as 1, definitief. Ek dank julle vir die voorreg om hierdie woord vandag vir julle te bring, en mag ons Hemelse Vader bo alles verheerlik word deur hierdie saad wat ek jou geplant het. Voel altyd welkom in te loer, voel altyd welkom te vra vir gebed. Van my kant af sal ek altyd, my hekke maak groot oop, my hart is oop, my telefone is aan om te kan ontvang en te bid saam met jou, te bemoedig en jou op te tel. Vir julle wat nog nie sondeblydnis en bevryding, die kursus deurgewerk het van staan op vir Jesus, stand up for Jesus, is my raad vir jou, om te gaan kyk op my bevrydingsblad, om daai kursus stap vir stap te gaan deurwerk. Daar's 'n getuienis, my bedieningsbrief is daar so 'n bietjie van 'n geestelike inleiding van die geesteswêreld, en dan begin die bevryding. Stap 1 is die vraelys, stap 2 is waar ons die grond goed en reg voorberei, stap 3 is die bevryding, en stap 4 is waardevolle wysheid en raad wat ek met jou deel na jou bevryding. En 'n absolute eer en voorreg om in hierdie diepere vlakke saam met die Here te beweeg. En jy moet kan glo in dit wat jy glo, jy moet geloof kan hê in dit wat jy doen. En baie belangrik, net die volle waarheid sal jou vrymaak. As jy iets openbaar, word dit van die duisternis tot die lig gebring. En onthou, is die Koert Jordaan wat jou vrymaak nie. Dis die Heilige Gees wat jou gaan vrymaak. So net baie dankie vir al my medebroers en susters, mense wat soos 'n laar om my getrek is, wat saam met my beweeg. Julle weet wie julle is. Baie dankie vir julle liefde, vir julle gebede, vir julle ondersteuning, maar ook vir die wat finansiëel help ondersteun en hierdie bediening op die hande bly dra en net belangstel en soms inloer en bel en hoor hoe gaan dit, en net dankie vir julle liefde, ondersteuning. Dit is nie maklik nie. Ek moet eerlikwaar sê, hierdie diepere vlakke is nie jou speelmaat nie. Maar ek wil vandag sê vir almal van julle wat my ondersteun, wat my gesin en familie ondersteun, ek is so lief vir julle, so dankbaar vir die Here. En soos ek altyd sê, dis die Here wat so goed is, dis die Here wat julle in daai posisie plaas om by te staan en te help en ondersteun. En daarvoor sal ek hom ewig dankbaar wees. Ek wil net graag afsluit met 'n kort gebed. Kom ons maak oop toe, dan bid ons vir die Here. Vader, eerstens wil ek vir U dankie sê vir die wysheid en die woorde wat U op my hart kom lê het, en die woorde soos kole wat U op my hart kom lê. Ek prys U daarvoor. Here, mag hier waar die saad in die hart van my medebroers en susters geval het, mag U engele uitstuur wat daai saad behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi, en daai lande inoes, as die saad ryp is. Ja, ons is die lig vir die wêreld, ons is soos 'n stad wat op 'n berg geleë is, die sout van die aarde, sout irriteer, sout brand. Here, mag U ons genadig wees, mag U ons absoluut versterk, en vir ons almal vrede gee wat alle verstand te bowe is. Here, ek bid dat hierdie woord sal val, dat dit die lig sal sien waarvoor dit bestem is, en van my medebroers en susters wat my pad gestap het, miskien het ek baie lanklaas met hulle gepraat, maar medebroers en susters wat wel die bevrydings deurgewerk het,
stil geraak het, weggeraak het, wat miskien gegly en geval het, nie net op hulle knie opgeëindig het, maar op hulle heupe. Here, ek pleit vandag vir vergifnis, vir genade en barmhartigheid in hulle lewens. Ek pleit by U in Jesus Christus se naam, as dit U wil is, dat U U seun Jesus Christus na hulle toe sal stuur, dat hy hulle die hande op sal hê, diensbaar en bruikbaar sal maak, 'n kroon op hulle koppe sal plaas, hulle sal help om hulle lampe van voor af vol te maak, sodat hulle diensbaar en bruikbaar vir U woord, vir U koninkryk kan wees en U absoluut verheerlik met hulle geloof en hulle gehoorsaamheid. Here, doen U die praatwerk deur die woord is die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad, deur die krag van die Heilige Gees, deur die woord wat die lamp is vir ons voete. Here, mag U die lig vir ons pad wees, en mag U deurbraak en uitkoms gee vir my medebroers en susters. Ek bid, Here, die woord sê enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Ons is afhanklik van U, Here, en ons prys en ons pleit by U ook, Here. Ons wil die prys, ja, maar ons wil in absolute afhanklikheid van U lewe, wat ons weet, dis waar ons deurbraak, ons oorwinning, ons verlossing lê. Mag U kragtig in elke medebroer en suster van my se harte intree, Here. En U sê in die woord in 1 Korintiërs 12:26, as een lei ons almal saam. As Satan op hulle trap hy op my. As op my trap hy op ons geloof. En as op ons geloof trap hy op U. En dit gaan nie gebeur nie. Dis hoekom ons intree, dis hoekom ons sterk staan. U sê in die woord, die wat staan, pas op dat jy nie val nie. En ons wat sterk staan in geloof moet juist bid vir die wat swak is. En dis hoekom ek intree, dis hoekom ek bid, dat ek pleit vir vergifnis, vir genade. Die woord sê U is ryk aan barmhartigheid, groote genade, en niks kan ons van die liefde van God skei nie. Aan U liefde is daar geen einde nie. Ek prys U, Here, ek eer U, my God. Mag U verheerlik word deur hierdie saad wat geplant is vandag in Jesus Christus naam. Ek prys U voor. Dankie ook dat U altyd my gebede verhoor. Aan U kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se naam. Amen. Mooi dag vir elke medebroer en suster. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor elkeen van julle spoel. En voel altyd welkom om in te loer. En weet net, ons bly bid vir mekaar. Dit is wat die woord sê in Efesiërs 6:18. Ons moet bid vir mekaar, vir die gelowiges, vir ons medebroers en susters. Ons moet bly bid vir mekaar. En besef en weet hoe nodig ons mekaar het. Om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie, 'n lone ranger, soos om Angus Buchan sê nie. Nee, Christendom gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan oor die een liggaam van Christus. En onthou altyd, God se Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. Maak nie saak wat iemand vir jou sê nie, as jy dit toets, moet 1 + 1 = 2 uitkom. Met die Heilige Gees sê vir jou iets daar aan die ander kant en hier by my sê hy iets anders te nie, want dan bring dit toe skering en verdeeldheid in die een liggaam van Christus, en dit is nie hoe die Here operate nie. Verstaan my punt? So ja, vertrou die Here dat hy die praatwerk sal doen, dat ons minder sal word en dat hy voor sal stap en vir ons die weg en die waarheid en die pad sal uitwys, die lig vir ons sal wees en vir ons absoluut die deurbraak en oorwinning en verlossing sal bring na elke van ons se tafels toe, na ons harte toe. God ken die diepste donkerste geheim van elke persoon se hart, en dis waar die geheim lê, is in sy seun Jesus Christus. Dis waar die deurbraak en oorwinning lê. Ons prys die Here daarvoor. Dankie. 'n Mooi dag word vir almal toegewens. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning. Ons gesels gou weer. Groetnis. Totsiens. Amen.